Môre liefste zebramaats, Juffrou hoop julle het 'n heerlike week hierdie week. Nou vandag liefste maats, gaan ons kyk hoe hoog kan 'n padda spring. Nou hoekom vra ek vir julle hoe hoog kan 'n padda spring? Want ons moet bietjie leer hoe om te meet en kyk wat is die langste en wat is die kortste. Nou hoe gaan ons dit doen? Al wat jy nodig het maats is pasta. Daar van my pasta is pasta. En ek het vir mamma hierdie bladsye gestuur om te oefen. Nou, kom ons kyk hoe hoog kan 'n padda spring. Maar voordat ons dit doen, het julle geweet 'n padda is nie 'n reptiel nie. Hy is deel van die amfibie familie. Ja. Dis 'n groot woord, amfibie. Nou, hoekom is 'n padda deel van die amfibie familie? Vra julle vir my. 'n Padda begin by 'n klein eiertjie. En dan word hy gebore, hy broei uit, dan raak hy 'n paddavisie. En dan, terwyl hy 'n paddavisie is, dan begin hy bene, sy pootjies word dan ontwikkel en dan raak hy 'n volwasse padda. So, hoekom is 'n padda 'n amfibie, vra julle vir my? Want hy begin eers in die water lewe en dan lewe hy op die grond. Ja. So, kom ons kyk gou wat julle gaan doen vir my vandag. Wat jy vir juffrou gaan doen is jy gaan jou pasta vat en dan gaan jy dit vir my op die lyntjie pak, né? En dan gaan ons kyk wat se een is die langs. Nou zebra maatjies, wat se een van hierdie twee dink julle is die langste? Baie mooi, dit is die een. Well done. Kom ons kyk wat se een is die langste van hierdie een. Watter een van hierdie twee dink julle is die langste zebra maats? Baie mooi, dit is hierdie ene. Mooi maats. Kyk maats, wat se een hier die langste is. Nou maats, kan julle vir my sê wat se een is die kortste? Sjoe, julle is darm baie slim. Sjoe maats, ek hoop julle het nou lekker saam my gemeet. Ek is skoon poot uit. Julle moet 'n baie lekker dag hê. Tata maats.